ons vanoggend. Hy sê, ek, die Here jou God, is jou herder. Ek, die goeie herder, roep my skape op hulle name. Ek loop voor hulle uit, hulle volg my. Hoekom? Want hulle ken my stem. Ek het my lewe vir my skape afgelê. Die lammers maak ek by mekaar in my arms en ek dra dit teen my bors naby my hart. My liewe suster, die pad van die Here met elkeen van ons loop is uniek en vol seëninge. Die pad wat hy met my loop is bietjie anders as wat hy die pad met jou loop. Maar ons sien nie hierdie dinge raak altyd nie. Ons kyk oor dit, ons kyk verby dit. My liewe suster, die Here loop nie net 'n pad met ons nie. Hy loop ons vooruit. Amen. Nog voordat ons by 'n struikelblok kom, nog voordat ons op 'n gat trap, dan is die Here al reeds daar. En hy maak vir ons die pad gelyk. Al wat ek en jy moet doen is, ons moet hom net volg. En die wonderlik is, ons het vanoggend gesing van hy's wonderbaar, hy's raadsman, hy's sterke God. En God kom en hy openbaar homself deur sy kosbare name, sy karakter word daardeur gesien. En elke faset van die name wat God het, is deel van die karakter van wie hy is. Dit is nie net om dowenhede nie, dis daarom my en jou te stig. As jy die naam Jesus hoor, moet iets gebeur binne in jou hart. As jy die naam God hoor, moet dit vir jou dinge wakker maak. As jy die naam Here hoor, as jy hoor, dis die wonderbare raadsman, dis die sterke God, moet daar ietsie binne in jou gebeur, wat die wêreld nie ken nie. Selfs sy Hebreëse name, Jehovah Nissi, my banier, die een wat my vooruit gaan en wat oorwinning in my lewe inbring, halleluja. Jy sien, die manier hoe jy God sien, bepaal hoe jy leef. So as jy sien dat hy jou wonderbare raadsman is, dan sal jy leef soos hy jou wonderbare raadsman is. As jy sien dat hy jou ewige Vader is, jou ewige God is, dan sal jy ook so leef. En as jy God jou manier sien, dan sal hy jou vooruit gaan. Hoor wat lees Deuteronomium 31 vers 8 vir ons. Moses sê vir Josua, en dit is die Here wat voor jou uittrek, hy sal met jou wees, hy sal jou nie begewe of jou verlaat nie, jy mag nie bevrees of verskrik wees nie. Halleluja. En Eksodus 17 vers 15 sê, Israel veg teen Amalek en Moses het 'n altaar gebou en het genoem, die Here is my banier, Jehovah Nissi, halleluja. Begin 'n bietjie God se name gebruik om jou krag te gee en jou sterkte te gee. Ons sien hier kom Moses aan die einde van sy lewe en hy besig om Josua voor te berei en sy woorde is aan Josua, die Here self, Josua, die Here self gaan voor jou uit, halleluja. Jy die oggend opstaan, dan sê jy self, weet jy, Koos, die Here gaan vandag voor jou uit, halleluja. Sê dit vir jouself, gaan staan in die spieël en kyk in die spieël en sê, jy, weet jy wie gaan voor jou uit? God Almagtig, halleluja. Hierdie is 'n lewende waarheid vir jou en vir my en elke gelowige vandag. Die Here self gaan voor my uit, die Here self gaan voor jou uit. Hoekom? Dis sy karakter, dis wie hy is. Sê hy dan nie, ek is jou herder nie. Sê hy nie, ek is jou vader nie. Sê hy nie, ek het jou lief nie. Ek is jou vrede. My liewe suster, ons mis so baie, omdat ons God se wonderlike naam nie reg gebruik in ons lewens nie. Die Ou Testament en in die Nuwe Testament bevestig wie God is. In die Ou Testament het hy deur 'n wolk en vuurkolomme die hele Israel gelei deur die woestyn, halleluja. Hy het hulle gelei sodat hulle dag en nag kon stap. En weet jy wat, vandag in die Nuwe Testament, in die Nuwe Testamentiese tyd, doen hy dit deur die Heilige Gees, die leidsman, die trooster en krag van God, waar?
binne in ons, halleluja. Wanneer jy sê, die Here gaan my vooruit, sê eintlik, die Heilige Gees loop voor my, halleluja. Hy berei vir my 'n pad voor. Hy praat met my hart, halleluja, en hy bevestig elke tree wat ek gee. Hy bevestig my voetstappe. Eksodus 13 vers 21 sê, en die Here het voor hulle uitgetrek, bedags in 'n wolkkolom om hulle op die pad te lei, en snags in 'n vuurkolom om hulle voor te lig, sodat hulle dag en nag kon trek. God het nie net vir Israel vir ons rigting gegee nie. Hy het self die pad geword. Jesus sê dan, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Verder sê Johannes 8 vers 12. En Jesus het weer met hulle gespreek en gesê, ek is die lig vir die wêreld. Wie my volg, sal sekerlik nie in duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê. Halleluja. Sê 'n bietjie halleluja. Prys die naam van die Here. Hy is my lig. Halleluja. En suster, vir ons vandag het die wolk en die vuur plek gemaak vir die Heilige Gees, halleluja. Hy kom so stomme van vuur in die boventrek binne in ons. Johannes 16 vers 13 sê, maar wanneer hy gekom het, die Gees van waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei, halleluja. Dis God se Gees, my liewe suster, wat voor my en jou uitstap. En in moeilike tye vat hy ons hand. En onseker tye tel hy ons op. En hy koester ons met sy teenwoordigheid. Hy wys nie net vir ons die pad nie. Hy is die pad binne in jou, halleluja. Jesaja 45 vers 2 sê, ek self sal voor jou uitgaan, hoor mooi, en ek sal hoogtes gelyk maak. Ek sal kope deure sal ek verbreek en ystergrendels sal ek stukkend slaan. Vir jou, my kind. God beloof dat hy self die pad sal oopmaak vir jou. En hy sal dit doen deur sy Gees se werking in jou en in my lewe, halleluja. Ja, daar is oomblikke wanneer jy voel, die deure is toe. Die pad raak nou te rof. Die berg is te hoog. Ek is moeg, ek kan dit nie uitstap nie. Maar wanneer jy na God as jou banier kyk, dan stap jy hierdie hoogtes uit soos niks, halleluja. Sê sy woord dan nie vir ons, hy sal jou voete van 'n ribbok gee nie, halleluja. Jy sal stap en jy sal nie moeg word nie. Jy sal aardvlek en jy sal nie moeg word nie. Jy sal vlieg oor die omstandighede, sê die Here. En dit wat jy sien, sal jy weet dat God jou God is, dat hy jou herder is, halleluja, dat hy jou banier is, dat hy jou missie is. Ons sien dat God het nie die volk op die kortste pad gevat deur die woestyn nie. Want hy het die pad wat hulle sou stap geken. Hy het geweet wat op hulle wag op hierdie pad. En weet jy wat? Hy moes eers die pad gelyk maak. Hy moes eers 'n bietjie hindernisse verwyder. Hy moes eers dat hulle die Filistyne vermy, want hulle was nie opgewasse om teen hulle te veg nie. God vat hulle met 'n langer pad deur die Rooi See, om sodoende ook die Egiptiese leer, wat hulle wou gevange neem, wat hulle agtervolg, uit te wis. Weet jy wat? God laat hulle die Filistyne vermy, en God red hulle van die Egiptenare, sonder dat hulle ooit geweet het, of verstaan het, wat is God besig om te doen. En net so baie keer in ons lewe vandag, is God besig om met ons 'n pad te stap. Ons verstaan dit soms nie, ons weet dit soms nie, maar die Here is besig om 'n pad gelyk te maak, halleluja. Die Gees sê vanmôre, ek sal voor jou uitgaan. Ek sal die onmoontlike moontlik maak vir jou. Ek sal nie toelaat dat jy in gemors beland nie. Ek sal sekere tye vermy dit wat jou sal seermaak. En ek sal jou red van hulle wat jou wil gevange neem. Kyk na my, sê die Here. Kyk na my, ek is Jehovah Nissi, halleluja. Volg my net, prys sy wonderlike naam. Is dit nie wonderlik om so God te dien nie? Jy sien, wanneer die Heilige Gees begin beweeg, dan breek ketTINGS, halleluja. Dan verander harte, dan val mure, dan gaan deure oop, dan word liggame genees. Dan is daar uitkomste, want ons die lewendige, heilige, almagtige God, halleluja. 2 Korintiërs 3 vers 17 sê, die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is
is daar vryheid, halleluja. 2 Kronieke 20:22 sê, en op die oomblik toe hulle die gejubel en die lofsang aanhef, het die Here 'n hinderlaag opgestel teen die kinders van Ammon, Moab en die mense van die gebergteseer wat teen Juda gekom het, sodat hulle verslaan is. Koning Josafat het nie nodig gehad om wapens op te lig nie. Hy het net aanbidding gehad, halleluja. En toe hulle begin sing het God self die vyand in verwarring laat raak en die oorwinning is gebreek. So werk die Heilige Gees in ons lewe. Hy veg nie net saam met jou nie, hy veg deur jou. Wanneer jy begin aanbid, wanneer jy God in tale begin aanbid, halleluja, wanneer jou hart oorgee in lof, dan kom die deurbrake, halleluja. Dan begin die Here vir jou intree. En as hy vir jou intree, wie kan teen jou staan? Dan begin die Gees in jou opstaan en dinge skuif in die onsigbare wêreld, wanneer jy God loof en prys en jou aanbid vir sy grootheid en vir hom sê, daar's niemand soos U nie, Here. Ek aanbid U met my hele hart en my hele siel. Ek wil jou vanoggend vra, as daar iets is in jou lewe wat vir jou so 'n berg staan, begin die Here loof en prys, begin hom aanbid en jy sal sien hoe daardie berg soos mis voor die son sal verskyn. Romeine 8 vers 26 sê, en net so kom ons ook die Gees ons swakhede help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons met onuitspreeklike sigtinge. Is dit nie wonderlik nie, halleluja, terwyl ek en jy op ons knieë is, veg die Heilige Gees vir ons in die reëling daar buite. Wanneer ek en jy so 'n bietjie stil raak, is hy nie stil nie, halleluja. Hy's aktief besig om namens ons te beweeg, om namens ons te veg teen die vyand, halleluja. Hy's besig om ons baie gelyk te maak. Hy's besig om dinge te bring wat ons so graag wil hê. Hy's besig om vir ons harte bymekaar te maak. God sê, laat ek jou dra, my kind, en wees jy net rustig. Laat ek vir jou veg, al wat ek vir jou vra, aanbid my net vir wie ek is, halleluja. In Eksodus 17 lees ons hoe Moses op die hemel staan met die staf van God terwyl Josua en die volk veg. Wanneer Moses sy hande oplig, dan wen Israel. Maar wanneer hy hoog raak en dan sy hande sak, dan verloor hulle. Naderhand het Aaron en Hur sy arms omhoog gehou totdat die oorwinning gekom het, halleluja. Na die geveg sien ons kom Moses en hy bou 'n altaar en hy noem dit Jehovah Nissi, die Here is my banier. My liewe suster, wat sê hy vir ons hier? Wanneer ons moeg word, sal die Heilige Gees ons hande help ophou, halleluja. Wanneer ons nie meer kan nie, sal hy ons deur dit vat, halleluja. Wanneer dit deur 'n donker gat gaan, dan sal hy ons daar deurdra, dan word hy ons lig, halleluja. Wanneer ons voel, ons op ons laaste, dan gee hy ons bietjie krag, prys sy wonderlike naam. Hy herinner ons wie hy is. En hy herinner ons aan wie ons behoort en onder watter naam staan ons vandag. Wanneer jy moeg is vanoggend, begin in die Here loof en aanprys. Begin in sy naam aanroep, want hy is die banier van krag, hy is die banier van vrede, lyding en oorwinning in jou lewe. Johannes 10 vers 4 sê, en wanneer hy sy skape uitbring, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken, halleluja. Jesus is die goeie herder wat voor my en jou uitgaan, my liewe suster. En toe hy hemel toe opgevaar het, het hy nie sy ons alleen gelaat nie. Hy het die Heilige Gees gestuur om aanhoudend, voortdurend ons sy teenwoordigheid te ervaar. Johannes 14:16 sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle ander trooster gee om by julle te wees tot in ewigheid. Hoe lei die Gees ons prakties? Dit is 'n bietjie mooi. Hy gee daai innerlike vrede aan ons, om vir ons te wys, jy's op die regte pad, my kind. Jy sien die wêreld soek nie die vrede, hulle kry dit nie, omdat hulle verkeerde paaie loop. Maar wanneer jy op die regte pad loop, dan sal die Heilige Gees jou 'n vrede in jou hart gee, ongekend aan die wêreld. Wanneer jy verlate voel, dan gee hy vir jou skrif. Hannes het getuig hier vanoggend, op die regte tyd, begin dit jou gedagtes maal, en hy tel jou op, en hy gee jou krag, en hy maak jou sterk, halleluja. Hoe meer jy die woord van God in jou lewe intrek, hoe meer jy bid, hoe meer jy die naam van die Here aanroep, en vir hom sê hy is, dan tel hy jou op, my kind, dis wat die Here doen.
Hy trek jou terug wanneer jy besig is om af te dwaal. Hy sê vir jou, moenie hierdie pad stap nie, jy gaan moeilikheid kry, kom eerder terug my kind en stap hierdie pad. En wanneer die Heilige Gees vir ons sê, wag, luister na daardie stem. Dis dikwels wat hy sê, jou pad is nog nie reg nie, ek is besig om jou pad reg te maak. Ek is besig om vir jou weg voor te berei, wat vir jou baie beter gaan wees. Wanneer jy jou rustig maak oor 'n saak, is dit die Gees wat sê, ek het klaar vooruit gegaan, ek het jou pad reggemaak, kom maar, kom en stap in die pad, wat die Here jou sal aanwys. Weet jy wat, die Heilige Gees is nie net ons helper nie, hy is ons voorloper. Hoe dikwels ek al gesê, as ek in 'n baie belangrike vergadering instap, Gees van die Here, stap my vooruit, maak my pad gelyk, dat as ek binnekom, ek guns van U sal hê, prys die wonderlike naam van die Here. Vandag sê die Gees van God vir ons dieselfde, moenie bang wees oor môre nie. Moenie ontmoedig word deur vandag nie. Moenie gevange bly in gister nie. Want God, die grootte, die almagtige, die alwetende God, is klaar voor jou uit. Halleluja. Die Heilige Gees is reeds aan die werk, waar jy nog nie eens aan gedink het nie, my kind, sê die Here, is my het ek die Gees gestuur, om al klaar vir jou planne te maak. Hy maak jou pad gelyk, hy maak deure oop, hy breek berge af, hy veg vir jou, en hy bring jou veilig. En wanneer hy die struikelblokke verwyder nie, dan vat hy jou deur dit. Net soos deur die dal van doodskaduwee van Dawid in Psalm 23 deur, waar hy los jou nooit alleen nie. Hy sê vanoggend in sy woord vir jou, ek is jou Jehovah Nissi, ek is jou banier, ek gaan voor jou uit, ek is ook die banier oor jou lewe, ek sal jou nooit begewe en nooit verlaat nie. Kom ons bid saam. Vader, ons het net weer eens vanoggend besef hoe groot U werklik is. Here, U is ons God, halleluja. U is Jehovah Nissi, U is die banier oor ons lewe, halleluja. Want U stap die pad voor ons uit. Dankie daarvoor, Vader. Dankie dat U ons nie alleen los nie. Dankie dat U ons nie sommer in die gemors los nie. Nee, U tel ons op, halleluja. U plaas ons voet op die rots, Jesus, halleluja. En U hou ons veilig, prys die wonderlike naam. Dankie Here dat ons vannet kan weer besef dat daar niemand soos U is nie. En my gebed is vanoggend, Here, as iemand deur die dal van doodskaduwee gaan, dat U met hulle sal wees. Here, as iemand deur 'n moeilike tye gaan, dat U daar sal wees. Here, as iemand se liggaam nie gesond is nie, dat U die genesing sal bring, Here. Want U sê dit in U woord vir ons. U sê dit in U naam vir ons. U is God met ons. U is Immanuel. Halleluja. Ons prys U wonderlike naam. Dankie daarvoor, Jesus. Kan jy net daarmee sê, sit sê, dankie Jesus. Amen.